nou en altijd en tot in eeuwigheid. Amen. Gesegend is het koninkrijk van die Vader, en van die Seun en van die Heilige Geest, nou en altijd en tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons in vrede bid tot die Heer. Om die vrede van bo en die redding van ons siele, laat ons bid tot die Heer. Om vrede vir die hele wêreld, die welsyn van die heilige kerke van God en die eenheid van almal, laat ons bid tot die Heer. Here vir hierdie heilige huis, vir hulle wat het met geloof, eerbied en die vrees van God betree, laat ons bid tot die Heer. Vir Patriarch Kirill van Moskou, Metropoliet Konstantin van Johannesburg in Suidelike Afrika, vir die eerbiedwaardige priesterskap, die diakonaat in Christus, vir alle geestelikes en die hele volk, laat ons bid tot die Heer. Here ontvang U. Vir die mense van ons land en vir alle owerhede en magte wat oor ons gestel is, laat ons bid tot die Heer. Here ontvang U. Vir hierdie dorp, vir alle stede en dorpe en vir die gelowiges wat daar woon, laat ons bid tot die Heer. Here ontvang U. Vir gunstige weer, oorvloedige opbrengs van die aarde en tye van vrede, laat ons bid tot die Heer. Here ontvang U. Vir rustige verreisigers op 'n land, seën in die lug, vir hulle wat siek is en hulle wat ly, vir gevangenes en hul verlossing, laat ons bid tot die Heer. Here ontvang U. Ons bevryding vir al verdrukking, toorn, gevaar en dood, laat ons bid tot die Heer. Here ontvang U. Help ons, red ons, ontferm U oor ons, en bewaar ons, o God, deur U genade. Here ontvang U. Terwyl ons allerheilige, onbevlekte, ongeseënde en glorieryke meesteres, die Theotokos en Maagd Maria, saam met al die heiliges gedenk, laat ons onsself en mekaar en ons hele lewe toevertrou aan Christus ons God. Amen. U Here onze God, U mag is onvergelyklik, U heerlikheid is onbegryplik, U barmhartigheid is onmeetlik, U liefde vir die mens onuitspreeklik. Sien U die medelee neer op ons en op hierdie heilige huis, o Meester, en betoon ons en hulle wat saam met ons bid, U ryke barmhartigheid en ontferming. Want U kom toe alle heerlikheid, eer en aanbidding, Vader, Seun en Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Loof die Here, o my siel, o
Laat ons keer op keer in vrede bid tot die Heer. Help ons, red ons, ontferm oor ons, en bewaar ons, o God, deur die genade. Terwyl ons allerheilige, onbevlekte, geseënde en glorieryke meesteres, die Theotokos en Mama Maria, saam met al die heiliges gedenk, laat ons onsself en mekaar en ons hele lewe toevertrou aan Christus ons God. Heer ons God, red die volk en seën die erfdeel, bewaar die volheid van die kerk, heilig hulle wat die luister van die huis lief het, verheerlik hulle daarvoor deur die goddelike krag en verlaat ons nie wat op die oog. Want aan die behoort die mag, en aan die behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. En glorieryke meesteres, die Theotokos en Mama Maria, saam met al die heiliges gedenk. Laat ons onsself en mekaar en ons hele lewe toevertrou aan Christus ons God. U wat ons hierdie gemeenskaplike en eendragtige gebede geskenk het, en wat beloof dat waar 2 of 3 eensgesind is in die naam, julle sal skenk wat hulle u vra. Verhoor nou ook die bedes van die dienaars tot op Westel. Skenk ons in hierdie wêreld die kennis van die waarheid en die toekomstige die ewige lewe. Want u is 'n goeie en menslievende God en tot u stuur ons die lof omhoog, tot die Vader en die Seun
Wijsheid, raad ons aan nach hier, om ons alleen neer van voor Christus, wat opgestaan het bij die doden. Bring ons de zin van God wat tot u zijn. Over
Laat ons bid tot die Heer. Heilige God, wat er is in die heilige plek, wat die cherubim en die driemaal heilige stem besing, en die cherubim verheerlik, en deur alle hemelse kragte aanbid word, wat die alle die nie tot stand bring, wat die mens na die beeld en gelykenis geskape en met al die genadegawes getooi het. U gee wysheid en begrip aan die wat daarom vra, en u veronachtsaam nie die sondaar nie, maar het bekering vir ons verlossing ingestel. U het ons die nederige en onwaardige dienaars waardig geag om op hierdie oomblik voor die heerlikheid van die heilige altaar te staan en aan u die verskillende aanbidding en lofprysing op te dra. Aanvaar o Meester ook in die mond van ons sondaars die driemaal heilige loflied en besoek ons in die goedheid. Vergewe ons alle opsetlike en onopsetlike oortredinge, heilig ons siele en lichaam, en gee dat ons in heiligheid mag dien aan die dae van ons lewens. Die gebede van die Theotokos en van al die heiliges wat hy van oudsher behaag het. Want heilig is U ons God, en tot die stuur ons die lof omhoog, tot die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen.
Vader, en geprys en verheerlik sy naam tot in ewigheid. Lofwaardig is die Here, die God van ons vaders, en geprys en verheerlik sy naam tot in laat ons aandag gee. Broeders, ek vermaan julle in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eenstemmig te wees en dat daar geen skeuring onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloe bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is. Ek bedoel dit dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus en ek van Apollos en van Cephas en ek van Christus. Is Christus dan verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop. Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie vermeld mag word nie. Wysheid. Gelesing uit die brief van Paulus aan die Hebreërs. Laat ons aandag gee. Broeders, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloofsnaam. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslingerd word deur allerlei en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het geen voordele gehad het nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie. Maar die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe buitekant daar en sy smaak dra, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig vir hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en die deelsaamheid nie, want God het 'n welbehaag aan sulke offers. Vrede vir julle leser. En vir die Gees. Halleluja, halleluja, halleluja. Van die opgang van die zon tot de ondergang
In daardie tyd het Jesus 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel en het hulle siekes gesond gemaak. En toe dit aand geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate en dit is al oor die tyd, stuur die skare weg sodat hulle na die dorpe toe kan gaan en vir hulle voedsel koop. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. En hy sê, bring dit hier. Toe beveel hy die skare om op die gras te gaan sit, en hy neem die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank, en nadat hy die brode gebreek het, gee hy dit aan die disippels, en die disippels aan die skare, en almal het geëet en versadig geword, en hy die oorskot van die brokstukke opgetel, 12 maatjies vol, en dit was omtrent 5000 manne wat geëet het, buiten die vroue en kinders. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. 'n Lesing uit die Heilige Evangelie volgens Johannes. Die Here het vir sy disippels gesê, die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is, en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle, nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie, maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. In die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Misties raak, dan steek jy 'n kers op, of so, die mystiek is om 'n kers op te steek. Dit is so, niks met mystiek te doen nie, jy weet, of jy dim die ligte, as jy nou besig met mystiek. Die mystiek het te doen met werke waar stil word, om stil te word en na binne te gaan, God te leer ken. Die ortodokse kerk sê hulle is apofaties, met ander woorde, die kerk sê, baie selde, dit is sis en dit is so. Baie selde. Die kerk se lewe is nie, dis nie so. Omdat as die mens begin sê, dit is sis en dit is so, dan druk jy God in die blik.
En 'n mens kan God nie definieer nie. God is 'n totale misterie vir ons. Soos die Vaders geleer het in die ou dae ook, weet ons kan God net ken deur sy energie. Ons kan hom in sy wese nooit ken nie. Ons ken hom deur sy energie. En dit al hierdie soort van leerstellinge is goed wat uitgekom het in die konsilies. Want daar was gewoonlik een of ander kwessie gewees wat ter sprake gekom het wat die Christelike gemeenskap vreeslik verdeel het. En dan die kerk as 'n kerk bymekaar gekom wêreldwyd om te bepaal wat het ons van die apostels gekry? Wat ons hou by wat ons van die apostels gekry het. En dit is die enigste leerstellings van die kerk wat regtig waar absoluut rigied is. Soos byvoorbeeld die goddelikheid van Christus. Daaroor argumenteer die ortodoksie nie. Alles anders is verandering moontlik. Maar die basiese strukture is net die paar goed wat eintlik 'n leerstellige goed is wat hierdie konsilies na ons toe gekom het. Vir die res is ons taak om God te leer ken, na die beste van ons vermoë. En die manier hoe ons God leer ken is om stil te raak. En dis iets wat ons vergeet. Ons praat vreeslik baie met God en sê vir hom allerlei goed, en maak so. Ons is so besig om dinge te vra en te eis dat ons nie stil word en hom kan hoor nie. Ek kan nie onthou wie dit gesê het, maar iemand het nou onlangs aangehaal weer dat iemand het gesê dat die taal van God is stilte. God praat met ons in stilte. Gebruik nie spesifieke woorde nie. Partykeer as mense luister na party mense en dan sê die Here het vir my gesê en dan is dit asof hy 'n direkte woord met hulle gepraat het en ek is altyd 'n bietjie skepties daaroor want ek dink nie God praat so met ons nie. En as ek dit hoor dan kry ek so idees soos een van hierdie gospel flicks of iets, jy weet, so met 'n swaar Amerikaanse aksent wat God dan met hulle praat. Hy praat nie so en hy praat in stilte met ons. En dit is ons groot taak om stil te word dat ons die stem van God kan hoor. Laat ons sê, met ons hele siel en ons hele verstand, laat ons sê, Heer almagtige Here, die God van ons vaders, ons bid U oor ons en wees barmhartig. Heer wees ons barmhartig, o God, vir ons die groot barmhartigheid. Ons bid U oor ons en wees barmhartig. Heer priesters en diakens en alle geestelikes en veral ons broers en susters in Christus. Heer ons die president van ons land en vir alle owerhede en magte wat oor ons gestel is. Heer ons vir die salige en gedenkwaardige heilige ortodokse patriarge en vir die grondleggers van hierdie heilige kerk en vir al ons ortodokse broers en susters wat ons in die rus vooraf gegaan het en wat hier en oor die hele wêreld heen vroom ontslape lê. Heer ons ontferming, lewe, vrede, gesondheid en besoeking vir die dienaars van God wat elkeen nou in gedagte het, dat hulle al hulle oortredings opsetlik sowel as onopsetlik vergewe mag word. Heer ons vir hulle wat offergawes bring, vir hulle wat goeie werke in hierdie heilige en alleerbiedwaardige huis doen, vir hulle wat daar dien en hulle wat sing, en vir die volk teenwoordig wat wag op die groot en ryke barmhartigheid. Heer ons God, aanvaar die vurige smeekbede van die dienaars en wees ons barmhartig na die volheid van die barmhartigheid. Laat die deernis op ons neerdal en op die hele volk wat wag op die ryke barmhartigheid.
Want U is 'n barmhartige en menslievende God, en tot U stuur ons die lof omhoog tot die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Kakkesante bid tot die Heer. Heer, laat ons die gelowiges bid vir die kakkesante. Heer, dat hulle barmhartig sal wees. Heer, dat hulle die woord van die waarheid sal onderrig. Heer, dat die evangelie van geregtigheid in hulle sal openbaar. Heer, dat hulle met sy heilige katholieke en apostoliese kerk sal verenig. Heer, help hulle en bewaar hulle, o God, deur die genade. Kakkesante buig julle hoofde voor die Here, voor die Heer. God, ons God, skepper en vormeerder van alle dinge, wat wil dat almal gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Kyk neer op die dienaars en dienaresse, die kakkesante. Verlos hulle uit die uitwaling en van die geslepenheid van die teenstanders. Roep hulle tot die ewige lewe, verlig hulle siele en liggame en tel hulle by die redelike kudde oor wie die heilige naam aangeroep is. Sodat hulle saam met ons die alleerwaardige en verhewe naam mag verheerlik van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Kakkesante gaan nou uit. Kakkesante gaan uit, alle kakkesante gaan nou uit. Laat geen een van die kakkesante agterbly nie. Gelowiges, laat ons keer op keer in vrede bid tot die Heer. Heer, ons wees barmhartig en beskerm ons God deur die genade. Heer, ons dank U, Here God van die hemelse kragte, dat U ons nou waardig geag het om voor die heilige altaar te staan en voor die barmhartigheid neer te val, vir ons sondes en vir die onkunde deur die volk begaan. Aanvaar, o God, ons smeekgebed, maak ons waardig om die gebede en smeekinge en bloedlose offers op te dra vir die hele volk. En stel ons wat in hierdie diens van U gestel het, deur die krag van die Heilige Gees, in staat om U onberispelik en sonder om aanstoot te gee, en met die getuienis van 'n skoon gewete, te alle tye en op alle plekke aan te roep, sodat U ons in die oorvloed van die goedheid mag verhoor en ons barmhartig mag wees. Want U kom toe alle heerlikheid, eer en aanbidding, Vader, Seun en Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Laat ons keer op keer in vrede bid tot die Heer. Heer, ons red ons, ontferm oor ons en bewaar ons, o God, deur die genade. Heer, nogmaals en menigmaal val ons voor U neer en bid U wat goed en menslievend is, om ons smeeking aan te sien om ons siele en liggame van alle besoedeling van die vlees en die gees te reinig. En gee dat ons sonder skuld of veroordeling voor die heilige altaar mag staan en skenk o God, ook aan hulle wat saam met ons bid, vooruitgang in die lewe en geloof en geestelike insig. Gee dat terwyl hulle U altyd met ontzag en liefde dien, hulle sonder skuld te veroordeling, deel mag hê aan die heilige mysteries en die hemelse koninkryk waardig aangekom. Sodat ons altyd deur U mag beskerm, tot U die lof omhoog mag stuur, tot die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Laat ons
Laat ons smeekgebed door die Heer voleindig. Here, ontferm U vir die kosbare gawes wat U neergelê is. Laat ons bid door die Heer. Here, ontferm U vir hierdie heilige huis en vir hulle wat dit met geloof, eerbied en die vrees van God betree. Laat ons bid door die Heer. Here, ontferm U om ons bevryding van alle verdrukking, doring, gevaar en nood. Laat ons bid door die Heer. Help ons, red ons, ontferm U oor ons en bewaar ons, o God, deur U genade. Dat die hele dag volmaak, heilig, vreedsaam en sonder sonde mag wees, vra ons die Heer. Om 'n engel van vrede, 'n getroue gids en behoeder van ons siele en liggame, vra ons die Heer. Vergifnis en kwytskelling van ons sondes en oortredinge, vra ons die Heer. Wat goed en voordelig is vir ons siele en om vrede vir die wêreld, vra ons die Heer. Dat ons die oorblywende tyd van ons lewe in vrede en goedvaardigheid mag voleindig, vra ons die Heer. Christelike einde aan ons lewens, vreedsaam en sonder lyding of rede tot skaamte, en om 'n goeie verweer voor die ontzagwekkende regterstoel van Christus, laat ons vra. Terwyl ons heilige, onbevlekte, ongeseënde en glorieryke meesteres, die Theotokos en Oormaak Maria, saam met al die heiliges gedenk, laat ons onsself en mekaar en ons hele lewe te vertrou aan Christus ons God. Amen. U wat alleen heilig is en die lofoffer aanvaar van hulle wat U met hul hele hart aanroep, aanvaar ook die smeekgebed van ons sondaars en neem dit na U heilige altaar. Stel ons in staat om gawes en geestelike offerhandes aan U op te dra vir ons sondes en vir die onkunde deur die volk te gaan. Ag ons waardig om genade voor U aangesig te vind, sodat ons offer U welbehaaglik mag wees, en sodat die goeie gees van die genade op ons mag rus en op die neergelegde gawes en op die hele volk. Deur die ontferming van die eniggebore Seun in wie geloof, want saam met die alheilige goeie en liefdemakende Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Vrede vir almal. Sodat ons eendragtig kan bely. Vader, Seun, Heilige Gees, drie eenheid een wees
gesag staan. Laat ons aandag gee, sodat ons die heilige offer in vrede mag opdra. Barmhartigheid en vrede, een offer van lof. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Laat ons harte rig na bo. Ons rug op die Heer. Laat ons Heer dank. Dit is gepas en reg om die Vader, die Seun en die Heilige Gees te aanbid. Die drie-eenheid in wese en onverdeeld. Dit is gepas en reg om u te besing, u te loof, u te prys, u te dank, u te aanbid op alle plekke van die heerskappy. Want u is God, onuitspreeklik, onbegryplik, onsienlik, ondeurgrondelik. U wat ewig bestaan en altyd dieselfde is. U en die enige gebore Seun en die Heilige Gees. U het ons uit die niet en aansien geroep en toe ons geval het weer laat opstaan. En u het niks ongedaan gelaat, totdat u ons na die hemel toe opgeneem en ons die toekomende koninkryk geskenk het nie. Vir al hierdie dinge dank ons u en die enige gebore Seun en die Heilige Gees. Vir alle weldade waarvan ons weet, wat ons aan ons bewys is, die waarvan ons weet en die waarvan ons nie weet nie. Die wat sigbaar geword het en die wat verborgen gebly het. Ook dank ons u vir die liturgie wat u verwaardig het om uit ons hande te ontvang. Al staan daar by die duisende aardse engele en 10.000 engele, die cherubim en die serafim met 6 vlerke baie hoog swevend op hulle wieke. Maar die oorwinningslied sing, uitroep, jubel en sing. Saam met hierdie salige kragte, o menslievende Meester, roep ook ons en sê, heilig is u, ja, alheilig, u en die enige gebore Seun en die Heilige Gees. Heilig is u, ja, alheilig en luisterryk is u heerlikheid. Want so lief het u die wêreld gehad, dat u enige gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy het nadat hy gekom en die hele heilsbestel vir ons vervul het. In die nag waarin hy oorgelewer is, of eerder waarin hy homself oorgelewer het vir die lewe van die wêreld. Brood in sy heilige, vlekkelose en smettelose hande geneem het, gedank en het geseën, geheilig, gebreek en aan sy heilige disippels en apostels gegee en gesê het: Neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, tot vergifnis van sondes. Net so het hy ook die beker na die maaltyd geneem en gesê: Drink almal uit, dit is my bloed van die nuwe verbond,
wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Terwyl ons daarom hierdie verlossende gebod in gedagte hou en alles wat ter wille van ons geskied het, die kruis, die graf, die opstanding op die derde dag, die hemelvaart, die troon aan die regterhand, die wederkoms in heerlikheid. Offer ons hier wat aan U behoort, uit wat aan U behoort, in alles en vir alles. Prys ons U, loof ons U, dank ons U, stuur die Heilige Gees neer op ons en op hierdie neergelegde gawes en maak hierdie brood die kosbare liggaam van die Christus. Amen. En wat in hierdie beker is, die kosbare bloed van die Christus. Amen. Deur dit te verander deur die Heilige Gees. Amen. 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 Sodat dit vir hulle wat daarin deel mag wees, tot werkswaaksaamheid van siel, vergifnis van sondes, gemeenskap met die Heilige Gees, vervulling met die koninkryk van die hemel, vrymoedigheid en nie tot oordeel of oordeling. Ook offer ons die wederdiens vir hulle wat nie geloof ontslaap het. Voorvaders, vaders, patriarge, profete, apostels, predikers, evangeliste, martelare, belydenis, askete en al regverdige gees wat nie geloof tot volmaaktheid gekom het. Verhaal vir ons alheilige, onbevlekte, hooggeseënde en glorieryke meesteres, die Theotokos en Laat Maria. Vir die heilige Johannes, profeet, voorloper en doper, die heilige roemryke en alomgeprese apostels, die heilige vaders van die 6 konsilies wat ons vandag vier, en al die heiliges besoek ons vir God ter wille van hulle gebede. En dink aan almal wat ontslaap het in die hoop op die opstanding tot die ewige lewe. En skenk hulle rus daar waar die lig van die aangesig oor hulle waak. Verder vra ons U dink Here aan alle ortodokse biskoppe wat die woord van die waarheid reg verkondig, die hele priesterskap, die diakonaat in Christus en alle gewydes en monnikenordes. Verder offer ons hierdie redelike diens vir die hele wêreld, vir die heilige Katolieke en Apostoliese Kerk, vir hulle wat in kuisheid 'n heilige lewe lei en vir ons regering.
Gee dat hulle in vrede sal regeer, sodat ons in die vrede 'n rustige en stil lewe mag lei aan alle godvrugtigheid en heiligheid. In die eerste plek dink Here aan Patriarg Kirill en Metropoliet Konstantin en gee dat hulle terwille van die heilige kerke nog lank in vrede rondgedeerd en in goeie gesondheid die woord van die waarheid reg mag verkondig en julle mensdom. Dink Here aan die dorp waar ons woon en alle dorpe, stede en landelike gebiede en die gelowiges wat daar woon. Dink Here aan reisigers op see, op land en in die lug, die siekes en hulle wat ly, gevangenes en hul verlossing. Dink Here aan hulle wat vrug dra en goede in die heilige kerk en hulle wat in die armes dink. En stuur die barmhartighede oor ons almal uit. En Here ons met een mond en een hart, die al roemryke en verhewe naam mag verheerlik en besing, van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. En die barmhartigheid van ons grote God en Zaligmaker Jesus Christus sal altyd met julle almal wees. Met die Gees. Nou dat ons al die heiliges gedenk het, laat ons keer op keer in vrede bid tot die Heer. Vir die kosbare gawes wat hier neergelê en geheilig is, laat ons bid tot die Heer. Dat ons menslievende God, dat op sy heilige onstoffelijke altaar oor die hemele mag aanvaar, as welriekende geestelike geur, en ons daarvoor sy goddelike genade en die gawe van die Heilige Gees mag stuur, laat ons bid. Ons bevryding van alle verdrukking, toorn, gevaar en nood, laat ons bid tot die Heer. Ons red ons, ontferm oor ons en bewaar ons, o God, die genade. Vreedsaam en sonder sonde mag wees, vra ons die Here, skenk dit, o Heer. Om 'n engel van vrede, getroue gids en behoeder van ons siele en liggame, vra ons die Here, skenk dit, o Heer. Vergifnis en kwytskelding van ons sondes en oortredinge, vra ons die Here, skenk dit, o vir ons siele en in vrede vir die wêreld, vra ons die Heer, skenk dit, o Heer. Ons die oorblywende tyd van ons lewe in vrede en goedvaardigheid mag voleindig, vra ons die Heer, skenk dit, o Heer. Christelike einde aan ons lewens, vreedsaam en sonder lyding of rede tot skaamte, en om 'n goeie verweer voor die ontzagwekkende regterstoel van Christus, laat ons vra, skenk dit, o Heer. Nou ons gevra ter bediening van die geloof en die gemeenskap van die Heilige Gees, laat ons mekaar, onsself en mekaar en ons hele lewe toevertrou aan Christus ons God. Amen. Menslievende Meester, vertrou ons hele lewe toe en ons hoop. Ons roep U aan, ons bid en smeek U. Ag ons waardig om met 'n rein gewete deel te hê aan die hemelse ontzagwekkende misteries van hierdie heilige en geestelike tafel, tot vergifnis van ons van sondes en kwytskelding van ons oortredinge, tot gemeenskap van die Heilige Gees, tot beerwing van die koninkryk van die hemele, tot vrymoedigheid teenoor U, nie tot oordeel of veroordeling. En mag ons waardig, o Meester, om U die hemelse God met vrymoedigheid en sonder vrees vir veroordeling te durf aanroep as Vader en te sê, Onse Vader,
die onmeetlike krag geskep het, en in die volheid van die barmhartigheid alles uit die niet en aansyn geroep het. Sien U self, o Meester, dat die hemel neer op hulle wat die hoof voor U buig. Want hulle buig nie voor vlees en bloed nie, maar voor U, die ontzagwekkende God. O Meester, maak U daarom tot die bestwil van ons almal die weg gelyk wat vir ons voorlê, na die besondere behoefte van elkeen van ons. Vaar saam met hulle wat vaar, reis saam met hulle wat op reis is. Genees die siekes en geneesheers van ons siele en liggame. Deur die genade, medelee en menslievendheid van die eniggebore Seun, met wie geloof word, saam met die Alheilige, goeie en lewendmakende Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Wend U tot ons, Here Jesus Christus, ons God, vanuit die heilige woning, vanaf die troon van heerlikheid van die koninkryk, en kom heilig ons. U wat saam met die Vader in die hemel sit, hier onsigbaar by ons afwesig is, en verwerdig U ons deur die magtige hand, deelname aan die vlekkelose liggaam en kosbare bloed te gee deur ons aan hele volk. O God, reinig ons sondaar, wees bedankt. O God, reinig ons sondaar, wees bedankt. O God, reinig ons sondaar, wees bedankt. Laat ons aandag gee, die heilige dinge vir die heiliges. Een is heilig, een is Jesus Christus, Dominee van God, die Vader, amen. Loop vir die hemele, loop van die hoogste hemele, oor rechtvaardiges, hebel en Heere, en loflied betaamd die oprechtes. Halleluja, halleluja, halleluja. Gebreek en verdeel word die lam van God, wat gebreek word of nie verdeel word nie, wat altyd geëet word en nog nooit opraak nie, maar die wat daarvan deel het, heilig. Die volheid van die Heilige Gees. Sien dis die gloed van die heilige dinge en altyd en tot die ewigheid. Die gloed van geloof, vol van die Heilige Gees. Ek glo en bely dat U waarlik die Christus is, die Seun van die lewende God wat in die wêreld gekom het om sondaars van wie die vernaamste is te red. Ek glo dat dit waarlik 'n vlekkelose liggaam is en dit waarlik 'n kosbare bloed. Daarom smeek ek U om vergifnis oor my en vergeef my oortredinge, opsetlik en onopsetlik, in woord en in daad, bewus en onbewus begaan. En ag my waardig om sonder om veroordeel te word, deel te neem aan die vlekkelose mysteries tot vergifnis van my sondes in die ewige lewe. Kyk ek nader tot goddelike kommunie, my skepper brand met my nie deur die deelname nie, want U is 'n vuur wat onwaardig is verbrand, maar reinig my daarom van alles smet. O Seun van God, jy bly vandaan aan, as deel genoeg in sieke nachtmaal, want dit sal soos nie met die vyande, oor die mysterie praat nie, ook sal die Christus
O Heer my God, ek weet dat ek nie waardig of goed genoeg is, dat die onder die dak van die huis van my siel inkom nie, want het is verlate en bouwvallig, en die sal by my nie 'n geskikte plek vind om jou hoof neer te lê nie, maar soos u self van bo, terwille van ons vernedering, verneder uself nou tot my armsaligheid, en soos u dit nie benede u geag het om in te gaan in die huis van Simon die Melaatse en saam met sondaars te eet nie, verwerdig u ook om so in die huis van my nederige siel, melaats en sondig, soos wat dit is te kom. Laat die gloeiende kool van die heilige liggaam en die kostbare bloed wees tot heiliging en verligting en versterking van die nederige siel en liggaam, tot verligting van die las van my baie oortredinge, tot beskerming teen elke duivelse werking, tot die afweer en betering van my slegte en bose gewoontes, tot die doding van my hartstogte, tot onderhouding van die gebooie, tot die toename in die goddelike genade en die verwerwing van die koninkryk. Want ek nader nie soos iemand wat myself hoogag nie, o Christus God, maar soos iemand wat bemoedig is deur u onuitspreeklike goedheid en ook sodat ek nie deur my lang van kommunie met u te weerhou die prooi van die seewolf sal word nie. Wees my helper en beskermer, rig my lewe in vrede en maak my waardig om saam met die heiliges aan die regterhand te staan, deur die gebede en smeekinge van die alonbevlekte moeder, van die onstoffelijke dienaars en die onbevlekte hemelse kragte en al die heiliges wat u van ewigheid behaag het. Amen. In die vrees van God met geloof en liefde tree nader, gesien te sy wat kom in die naam van die Here. Die Here is God, en het aan ons verskyn. Ontvang die liggaam van Christus, bring hy die onsterflike bron. Ontvang die liggaam
saam aanskou het. Laat ons die heilige Here Jesus aanbid wat alleen sonder sonde is. Die kruis vereer ons, o Christus, en die heilige opstanding besing en verheerlik ons. Want U is ons God en buiten U ken ons geen ander nie, ons roep U naam aan. Om alle gelowiges laat ons die heilige opstanding van Christus vereer, want kyk deur die kruis te verduur. En daar vreugde oor die hele wêreld gekom. Terwyl ons Here altyd loof, besing ons sy opstanding. Want deur die kruis vir ons te verduur dat die dood hierdie dood vernietig. Ek dank U, o Here my God, want U het my sondaar nie verstoot nie, maar bewaardig om 'n deelgenoot van die heilige dinge te wees. Ek dank U, want U het my die onwaardige waardig geag om deel te hê aan die vlekkeloose hemelse gawes, maar om menslievende Meester, wat terwille vir ons gesterf en opgestaan het, en ons hierdie ontzagwekkende en lewendmakende mysteries geskenk het, vir die welsyn en heiligmaking van ons siele en liggame, gee dit hierdie dinge ook vir my tot genesing van siel en liggaam sal wees, tot die afweer van alle teenstanders, tot verligting van die oë van my hart, tot vrede van my geestelike kragte, tot 'n onbestaande geloof, tot 'n ongeveinsde liefde, tot volheid van wysheid, tot onderhouding van die gebooie, tot 'n toename in die goddelike genade en die bereiking van die koninkryk, sodat terwyl ek daardeur in die heiliging bewaar word, ek altyd deur die genade mag onthou en meer vir myself mag lewe nie, maar vir U, ons Meester en Weldoener, en so sal ek in die ewige verdrag en die hoogmoedige lewe, die ewige rus bereik, want die klank van my hart plezier my eindige fees, en die genot van hulle, en die onuitspreeklike skoning van die aangesig en skuld, eindeloos is. Amen. Immer nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Laat ons ondervol wees van die lof, o Heer, dat ons heerlikheid mag besing, want U het ons waardig gemaak, om deel te hê van die heilige mysteries. Bewaar ons in U heiligheid, terwyl ons heel dag die gerechtigheid oordink. Halleluja, halleluja, halleluja. Laat ons opstaan, nou dat ons deelgeneem het aan die goddelike, heilige, vlekkeloose, onsterflike, hemelse, lewendmakende en ontzagwekkende mysteries van Christus. Laat ons die Here op ware wyse dank. Here, ontferm U, help ons, red ons, ontferm U oor ons, en bewaar ons, o God, deur die genade. Here, sonder sonde mag wees. Laat ons onsself en mekaar en ons hele lewe toe vertrou aan Christus ons God. Halleluja. Ons dank U, mens, liewende Meester, weldoener van ons siele, dat U ons ook vandag waardig geag het om deel te hê aan die hemelse onsterflike mysteries.
Maak ons pad reg, bevestig ons almal in die vrees. Behoed ons lewe, maak ons weer veilig deur die gebede en smekinge van die glorieryke Theotokos, Maria en al die heiliges. Want U is ons heilige gemeente, die stuur ons verlof omhoog tot die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Laat ons heen gaan in vrede, in die naam van die Here. Laat ons bid vir U. Christus ons ware God, deur die gebede van sy onbevlekte, onskuldige heilige moeder, van die heilige glorieryke en alomgeëerde apostels, van ons Vader onder die heiliges Johannes Chrysostomos, aartsbisschop van Constantinopel, van die heilige Maria die Egyptenaar, van die heilige regverdige voorouers van God, Joachim en Anna, van die heilige vaders van die 6 konsilies wat ons vandag gedenk, en van al die heiliges onder ons ontferm in ons red, want hy is goed en menslieve. Het was Jannie se verjaarsdag Dinsdag gewees, en ons gaan dan weer